Welkom bij Radio 67, jouw radiostatie voor jouw gemeenschap. Ik is Lorenzo Maurice. En ik is Jolene Conradi. En welkom bij je show. So vandaag gaan ons veel een beetje meer vertellen van waar vanaf Radio 67 vanaf komt. Vandaag zit ik met Lorenzo Maurice. Hij is die wat eindelijk die initiatief is en toe gaan brengen, zodat ons kan een verschil maken met hierdie podcast voor ons gemeenschap. So ek gaan nou met die tydperk wil ek en Lorenzo gesels gaan ek vir Lorenzo vra om vir ons te verduidelik waar hy vanaf gekom het met die idee van Radio 67. Verduidelik vir ons mense waar het Radio 67 begin vir jou? Die het begin in 2022. Het ek met die idee opgekom om die platform te skep waar ons dit gebruik om musiek uit te kry, uit die gemeenskap uit te kry en die manne se musiek interviews doen, live performance doen op die show, daai kleine beding van dit is alles op blootstelling. Yes. En toe ek die idee vat na Dylan en Dwayne toe onaard het na 'n gemeenskapshou toe. Toe dit nou gegroei en ge-evolve na 'n gemeenskapshou toe. Het gaan nie nou meer net omtrent oor musiek nie, maar dit gaan nou oor die hele gemeenskap. Vanaf jy gesê dit vanaf sport en kultuur tot en met skole nuus, tot en met genies in die gemeenskap, daai motivational stories uit ons gemeenskap uit van die is baie jong mense wat ek self nou opkyk en wat ek motivation en inspiration uittrek. Al het ek na my persoon gepraat, maar net vir dit wat die persoon doen vir jong mense op skool en op eie besigheid begin. Vir my is hy baie powerful. Ja, Essense mense het baie talent. Hier is soveel talent wat nie raak gesien word in Easton nie. En dit is hoekom ons vir Radio 67 vir Easton wil bring. Want is nie net musiek nie. Nee, ons het mense wat poetry doen in Easton. Ons het kinders wat baie goed dans as 'n dansskool in Easton. Yes. Nee, Easton word gesien as die klein dorpie wat niks het nie. Wat niks is en dit is nie wat Easton is en dit is hoekom ons wil vir Easton en ook alle dorpe se mense wys okay, dit is wat Easton het en ons gaan probeer om dit te doen met hierdie podcasting om vir hulle lig te skep op Easton se mense. Hier gaan so baie in Easton aan en ek dink ons almal weet regtig wat aangaan in ons eie plek in ons eie plek nie. Belangrik vir ons mense om te moet weet dat daar is so iets wat gaan deurkom vir hulle. En ons gaan ook mense kry wat met ons kan gesels. Soos jy gesê dit sport, né? Ons het twee baie goeie ding sport in ons gemeenskap nie in Easton nie. Ja, eintlik in die Langeberg distrik is sport. Is 'n baie goeie ding en om die fans, die supporters se opinions te kry van 'n game wat miskien nou die na die plaas gevind het. Om hulle opinie te kry sou baie belangrik wees. En ons kinders in die gemeenskap, ons het soveel kinders wat baie goed sport doen en blink uit, né? Hulle blink uit in hulle sport. Dit is ook iets wat ons kan gebruik op hierdie podcast om vir hulle bietjie meer blootstelling ook te kan gee, né? Definitely. So Lorenzo, jy is nou al 'n hele rukkie lank besig met musiek. Ons gaan goed terug na musiek. Jy is nou al 'n hele rukkie lank besig met musiek, né? Dit onlangs het jy vir ons ook 'n rap battle showcase gehou. En ek was deel van dit gewees, deel van die span wat georganiseer het aan dit en dit was 'n baie groot sukses. En unfortunately kon jy nie hier persoonlik gewees het vir dit nie, maar die mense en die jong mense van Easton het dit baie geniet. Daar is belangstelling aan hierdie soorte goeders vir Easton. Ja, die rap battle wat ons laas jaar gehou het, dit het begin met 2 man. Die man het gebrief op Facebook. Ek dink ons ken almal hy storie. En Olika en Dreeu. Die man het gebrief op Facebook. En toe sê ek vir die manne maar ek dink Sandra het gesê en ek dink South. En toe sê ek okay, ek sal 'n penny sponsor vir die wenprys. Dis waar die ding begin het. En daai battle was so intens geweest dat dit kan ek nou sê dat dit nuwe lewe in die ding ingestoot net deur 2 manne. En as gevolg van daai 2 manne, toe het ons nog weer 'n rap battle gehou laas jaar en
as gevolg van die twee manne het ons aan die einde van die dag hoeveel 14, 15 manne wat deelgeneem het aan die rap battle. En dat gaan nie net oor die manne battle teen mekaar, dit gaan weer eens 'n platform skep sodat die manne 'n stage kan hê om hulle talent en dit waarvoor hulle lief is vir om dit te kan showcase. Yes. Toe het Ziggo die kompetisie gewen. Het ek en Sanito saamgewerk om daai moontlik te maak. En met die tweede rap battle het Penny Hustle music die showcase moontlik gemaak. So is mense wat mekaar wil help in ons gemeenskap om die hele musiek ding na 'n baie hoër vlak te neem in Easton. En ek voel ons het daai talent. We most definitely in ons gemeenskap en as 'n klomp jong ladies. Soos een van die manne se musiek wat ek baie na luister en na opkyk is die reël se musiek. Baie van sy musiek is so relatable. Yes. En hy's so honest in wat hy sê in sy songs. Hy's all honesty in dit. En ek dink dit is hoekom baie van hy is een van favorites nou op die oomblik by ons en Easton as hy deel van die favorites. En dan ook Blockbass, baie mense kyk op vir Blockbass ook, né? Blockbass is die nuwe hip-hop groep wat ons het in Easton. Ek like hulle dinamika van, kan ek sê, Dokter is nou die OG onder hulle, maar dan het sy vir Elo Likum en dan het sy vir Lil Elo. Lil Elo is self op die up and coming, maar die lady het veel talent. Regtig waar, die lady talent en behalwe die Blockbass is hy baie underdogs, unseen talent en daai tipe van ding. Manne wat net 'n kans, hulle is net een kans, net 'n stukkie blootstelling. Dis al wat hulle nodig het. En weer eens, dis die idee om met die hele show, met die hele radio C7 wat ons in gedagte het. Ja, maar ons gaan definitely lig skep op al die ander dinge wat gebeur in Easton, maar ons wil eintlik ook dit gebruik om up and coming talents te showcase. Yes. Verstaan jy? Ons wil hulle bekend maak nie net aan Easton nie, maar ook omliggende areas. En nie net musiek, ek wil nie nou te veel deurgee nie, want ons gaan definitief hom gebruik in 'n episode waar ons vir hom gaan interview. Maar die een spesifieke ouetjie, hy het sy eie besigheid. Hy is op skool, maar hy het sy eie besigheid en sy besigheid is baie suksesvol. Hy doen dit nou al vir 'n hele paar jaar. Sy besigheid vir my is baie suksesvol. En dis die tipe mense wat ons wil probeer showcase op die show van, dit gaan nie net oor sport en musiek en kuns nie. Daar is soveel mense wat baie goed is met hulle hande om nog altyd om geld te verdien, nie net vir hulle self nie, maar om hulle ouers te help in die huis. Baie kunstige mense in Easton en dis 'n platform wat ons wil skep om net terug te gee vir die gemeenskap. Net terug te gee vir die gemeenskap. Dit is nou al vir vandag se episode, vir ons introduction episode aan julle Easton mense. Julle is meer as welkom om saam met ons te gesels in die comments wanneer ons hierdie video plaas. Ons gaan aan die einde van die video al ons social media tags gaan ons vir julle los en dan gaan ons ook vir julle aan die einde van hierdie video clips opsit waar ons met die gemeenskap gepraat het om te luister hoe sou hulle voel as so iets soos hierdie podcast plaasvind. So ons gaan al die terugvoering wat ons gekry het van hulle af vir julle op hierdie videoetjies sit. So van my kant wil ek vir julle baie dankie dat julle ingetune het vandag saam met ons. Ons glo dat hierdie 'n groot sukses saam met julle gaan wees. So moenie skaam wees om vir ons in die comments te sê wat julle sal wil hoor op 'n volgende episode. Net vir ons gaan afsluit heeltemal. Ek 'n speletjie wat ek met Lorenzo wil speel. Is eintlik 'n paar vragies en jy moet eerlik wees met alles wat jy vra. So ek weet nie wat jy gaan trek nie. Okay. En die een wat jy trek moet jy hardop wees en dan moet jy sê wat en jy moet sê wat dit is, net. That you must give an answer. Sommige sien op die agtergrond. Dit is so bad. Ons gaan net so 'n bietjie gesels oor dit, maar What's the weirdest group name you and your friends ever had? Ik en Waben was baie close op school geweest. En ons het die groepnaam gehad. HSBP was 'n groepnaam geweest. En dat het gestaan voor high school's best players. Toen eendag toe as Waben saam met sy meisie en sy vraag toe maar waar bestaan dit?
Kijk, ons moet niet zeggen high school's best player. Ik moet zeggen high school's best player niet. Toen zijn ze zomaar high school's best platinum. Zou dat mooi mijn mening of haaien? High school's best platinum. As julle, dis al vir vandag. Ons wil julle baie dankie dat julle ingetune het saam met ons. Moenie vergeet om vir ons in die comment sections te sê wat julle dink van hierdie show en ook watter topics julle miskien sal wil hoor op 'n volgende episode nie, né? Julle is meer as welkom vir ons te kom en ons gaan ons WhatsApp nommer los en ook al ons social media platforms se links en tags gaan ons vir julle op die einde van hierdie video insit en dan gaan ons ook vir julle bederf met 'n ou paar clips van interviews wat ons met Essen se mense gedoen het voor ons die eerste episode geskiet het om te vra wat sou hulle dink van 'n podcasting show vir Essen. So ja, dit is wat julle voor kan uitkyk aan die einde van die video. Maar weer eens baie dankie dat julle saam met ons gesit het. Baie dankie. Hier vir ons 'n live performance te gee as Kanat laat die beats laat. Wow. Kanat laat die beats laat. Ai. Uit die 1-5. Wow. Ai. Wat is die van Poos? Ik is op de go. Luke Skywalk. Kom ik met die jelle voels. Ik heb die cool. Gedankt ik aan mijn uitbouw. Ik hou het vol. Op die boek me niet voorbij kom. Ik hou een strijd bro. Kom ik zo zijn roller. Dan die is if. Want die boy ik die manoeuvre. Pay het in zijn bro. Zij weet dat niks uit duwte. Ik steek het niet. Het is nooit af route. Zingen ik mijn eigen way. Ik is op die pennyway. Zo pees ik mijn lammet. Zij zat dan die is een enemy. Die man wat is een lazy day. Steek het op voor rainy days. Bruik days to many days. No raad wat ik heavyweight. Es Kanat bro. Ik glide away. Trap bro, ik heb dat uitstoot. Ze slaat op zoek naar auto. Dat is aan een quick movement. Slaat 2, slaat 9 bro. Ze ziet, die is niet op de hit brak. Als je nooit vol handklop. Ik is klaar white bro. Even though mijn domme plannen goed. Ik heb gebijt bro. Nou kan ik met E say. Mami is het cheesecake. Penny has a business. Meer dan zak is die briefcase. Hulle slapen met je bro. Ik is king size. Hulle hate mij, oké, dat is no surprise. Hulle praat van mij, dat is maar niet advertise. Seeing me doing good, no is ik een bad guy. Wat is dit van Poos? Ik is op die go. Luke Skywalk, kom ik met die jelle voels. Ik heb die cool, gedankt ik aan mijn uitbouwen. Ik hou het vol, op die boek me niet voorbij kom. Wat is dit van Poos? Ik is op die go. Luke Skywalk. Kom ik met die jelle voels. Ik heb die cool, gedankt ik aan mijn uitbouwen. Ik hou het vol, op die boek me niet voorbij kom. Me niet voorbij kom. Me niet voorbij kom. Ja, me niet voorbij kom. We samen bijkom. Bijkom. En cut. Goeiemiddag Essen gemeenskap. Vandag staan ek hier in ons pragtige dorp en ons gaan 'n bietjie gesels met ons mense om te hoor wat sou hulle dink as daar 'n podcast vandag in Essen uitgekom het. Releasing a podcast soon. It's called Radio 67. What do you think about a podcast radio show happening in our town? It's a very good improvement to the society. People must listen because we have to discuss a lot of things which are going within the township, within the community. And it's a very good step. I really appreciate it. And I would like to be the part of you guys and we totally support you. Zaid, wat dink jy van 'n podcast in Essen in ons gemeenskap? Podcasting wat ons in Essen gaan oopmaak vir die gemeenskap, Radio 67 podcasting. Hoe sou julle voel oor so 'n inisiatief in Essen? Okay, ek dink dit is 'n baie goeie inisiatief wat julle wil loods. Ek dink so baie mense se stemme is daar buite, maar nie vir die regte redes nie. En ek dink enige bewusmaking is goeie bewusmaking. En soos ek altyd sê, wanneer 'n mens kyk in jou samelewing wat die Here ook doen vir die mense dag vir dag en dit kan deel saam met iemand anders, dan is dit altyd iets goed. So thumbs up vir julle. Especially vir se jong mense, ja. Nie almal is so bevoorreg nie. Ja, nie almal van die jong mense is bevoorreg nie. So ek dink dit is 'n guldige geleentheid vir hulle om dat wat julle ook al nou al aanpak of wil vrystel,
te gaan en te doen en it's all basically. So ek dink is ja, is baie goed. 3. Hou net zo. Sing fun moments, blapsies. Ons het 'n Oké. Kijk. Dat is zo makkelijk zo wat dit te lijken hoor. Of wat de topics jullie in gedachten het, waarover jullie zal meer wil weten of waarover ons kan moet praten. Nee. Jullie is meer als welkom. Sorry. Nou. Als op alles tegelijk vliegen, wat je daar moet komen. Jolien, het is een vlieg voor je kop. Jullie kan zo gemaakt Ik schrijf het zo af, net. Ik kan me nog niet zien. Ik was gewoon als ik nee kan. Ik heb dat zo gemaakt op mezelf. Ik ga het nog. En dit was als vliegen zo laat staan. Ja. En ik kijk eens, hij gaat genoten worden. Ja, hij zit daar niet, meneer. En hij Ik zie hem toch met die mensen zo lief. Ik zeg hij is verliefd op jou. Ja, zij die vliegt bij niet. Ik zeg het, jullie doen het in Indië gedraaid. Ik draai het dan uitvlop. Ja. Hij is een lekker blooper. Hij is een lekker blooper. Zeg, waar moet je blooper gaan? Maar weer eens bij, dank dat jullie samen met ons gezet hebben. Nee, dank je. Peace out.